Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Ekerk is 'n aanlyn geloofsfamilie waar ons saam na Jesus soek deur sy woord en dan sy hart uitleef na ander. Mag jy deur vandag se boodskap Jesus op 'n vars en nuwe manier ontdek. Geniet die boodskap. Liewe Here, dankie vir die geleentheid en die voorreg wat ons het om weer by mekaar te kom. Here, dit is 'n voorreg, want ons hoef nie iewers verheen te gaan om U te gaan soek of U eers op te spoor voordat ons tyd met U kan spandeer nie. Ons kan hier vanoggend, waar ook al ons is, wat ook al ons mee besig is, op sy sit en vir 'n paar minute weet ons sit by U voete. En dit is 'n voorreg. Dankie daarvoor. Here, maar tog is ons elkeen ook hier met die een doel. U ken ons harte beter as onsself. Help ons dat ons ook oop en eerlik is met onsself vandag. Laat U ook ons wys wie ons is, hoe U ons geskaap het om te wees. U is 'n God wat ons nooit sal wegjaag of sal skaam kry of U rug draai op ons nie. Vanoggend is U hier en U staan met oop arms. Laat ons na U toe loop, laat ons na U toe draai en laat ons die volgende paar minute by U voete sit, op U skoot sit en weet U is die eregas. Dank dat ons by U teenwoordigheid kom wees en U teenwoordigheid kan inkom, of nog beter, dank dat U altyd teenwoordig is in ons lewe. Here, laat U Gees ook wat woonagtig is in ons lewe, ook U woord oopbreek en skryf op ons harte, sodat ons dit ook kan deel maak van ons alledaagse lewe. Vra dit in U groot en magtige naam alleen. Amen. Ons almal het gemors. Sommige van ons se gemors is sigbaar. Ons het dalk verbrokkelde verhoudings. Ons het dalk skuld wat ons finansies totaal en al keel afdruk. Ons het dalk woede wat die vrede in ons gesin wegvat. Ander se gemors is dalk nie so sigbaar nie. Ons steek dit dalk bietjie meer weg. Ons lê in die aande wakker met angs wat ons wakker maak of hou. Ons is jaloers wat ons nie mense erkenning wil gee en ons raak altyd lelik of bitsig, as ek daai woorde ook mag gebruik. Ons het dalk so groot trots op ons wat ons net nooit kan afskit nie. Die ergste van alles is dat ons ook hierdie probeer wegsteek. Ons probeer ons gemors wegsteek. Ons wil nie oop en eerlik wees en erken dat ons dalk bietjie gemors het nie, ekstern, sigbaar of onsigbaar. Ons sit dalk filters op ons lewens, soos 'n baie mooi Instagram filter wat op ons lewe sit. Ons plaas net die foto's op sosiale media wat die mooi, opbouende, nie gemors gedeeltes is nie. Sondag by die kerk stap ons en ons glimlag breed asof daar niks gemors is nie. Ek's fyn as ons vriende of familie vir ons dalk vra, hoe gaan dit? Asof ons dalk skaam kry of te trots is ook om hierdie gemors te erken. Miskien sit jy vanoggend en jy hardloop weg van daai gemors af. Ek wil nie ons boodskap begin met hierdie negativiteit nie, maar die goeie nuus wat ons juis vanoggend in Jakobus gaan kyk, Jakobus 4 vers 1 tot 10, is die volgende: God se genade is groter as jou grootste gemors. Dit is die goeie nuus, dit is die wonderlike nuus van die evangelie van die opgestane Here, wat Jakobus in Jakobus 4 vers 1 tot 10 juis vir ons verduidelik. So maak nie saak wat se gemors jy sit nie. Miskien hardloop jy weg, miskien ontken jy dit. Maar kom ons sit daai gemors vandag neer voor die Here en besef ook hoe goed en hoe groot die Here is, dat sy genade groter is as enige gemors wat ons in ons lewe het. Tweedens gaan ons ook kyk na Jakobus 4 om na 'n paar rigtingwysers, 'n paar stappe as te ware oor hoe ons kan terugkeer, of dalk beter te stel, hoe God ons gemors kan vat en dat ons eerder 'n nuwe identiteit kan kry. So ek lees graag saam Jakobus 4 vers 1 tot 10. Ek lees uit die Nuwe Testament uit. Waar kom die gevegte en bekleierery onder julle vandaan? Kom dit nie van julle begeertes na genot en plesier, of wat binne julle woel nie? Julle begeer, maar julle kry nie. Julle moer en is jaloers, maar dit bring julle niks in die sak nie. Julle beklei en veg, maar dit niks, omdat julle nie bid nie. Julle vra, maar julle kry nie, want julle bid verkeerd. Julle wil alles net vir julle eie genot en plesier hê. Julle wat so ontrou teenoor God is, besef julle nie dat om 'n vriend van die wêreld te wees, beteken om God se vyand te wees nie. Wie dus besluit om 'n vriend van die wêreld te wees, maak homself God se vyand. Of dink jy die skrif praat sommer net as dit sê, God waak met jaloersheid oor die gees wat hy in ons laat woon. Sy genade wat hy gee, is egter nog groter.
Daarom sê die skrif, God draai sy rug op mense wat dink hulle is beter as ander, maar hy is genadig teenoor arm, onderdrukte mense. Wees gewillig om God se gesag oor julle lewens te aanvaar. Opneer die duiwel en hy sal van julle af weggaan en julle los. Beweeg nader aan God en hy sal nader aan julle beweeg. Was al die boosheid van julle hande af, sondaars, en sorg dat julle harte skoon is, twee gesigte. Wees hartseer, treur en huil. Laat julle gelag en hartseer in julle vreugde en teneergedruktheid verander. Buig in nederigheid laag voor die Here en hy sal julle eervol laat opstaan. In hierdie 10 verse sien ons 'n paar bewegings as Jakobus vir ons hierdie gedeelte skryf. Natuurlik vir 'n gemeente wat gelowiges is. Maar die eerste punt begin eintlik by sy inleidende vraag, in vraag 1. Waar kom al hierdie stryery onder julle vandaan? Nou ek wil dit vertaal dat sy sê ons hoofpunt 1, is so 'n goeie preek 3 punte vandag, is eerste is dat ons almal het binne gemors. Jakobus sê so, die oorlog wat ons in ons harte mee besig is om te stoei en te beklei en wat woed in ons binneste, dit is die binne gemors en dit is dalk 'n oorsaak wat oorloop na die buitegemors toe. So hy begin eers, hy sê, dit begin, hoekom beklei julle so in die gemeente, vra Jakobus? Hy sê, want julle het begeertes, julle drange, en dis als hier in julle binneste, hierdie binneste gemors, en dit is wat dan julle op reageer. So 'n paar weke terug gepreek, en jy kan self gaan lees Jakobus 1, het ons juis hierdie pad of proses soos Jakobus dit sien van hoe ons in sonde val, hoe ons uitleef op ons sonde, reageer daarop en dat dit uitloop na die dood toe. Hy sê, almal van ons het impulse, maar die punt is, as ons reageer op daai impuls, dalk is dit vir selfsugtige behoeftes, dalk is dit vir onmiddellike bevrediging, dan gee ons daai tree na sonde toe. Dan gebruik Jakobus die beeld, dan word ons swanger met sonde, dan gee dit geboorte aan die dood. En dan Jakobus probeer daai selfde taal gebruik om te sê, julle in die gemeente, ons sien nou uiterlik hierdie gemors wat in julle gemeente aan die gang is, want ons sien hoe julle beklei en stry en onmin het onder mekaar. Dis sê Jakobus, maar het begin hier aan die binnekant. Dis omdat julle binneste vol gemors is. So konflik is nie net interpersoonlike verskille nie. Dit spruit af uit selfsugtige drange wat ons het. Dat ons selfsugtig is en dink, maar wat kan ek doen sodat ek baat? Maak nie saak hoe iemand anders nie. Ek sal oor iemand anders loop as iemand anders ingedoen word. Is dit oké terwyl ek net baat hieruit? Dis die gees van selfsugtigheid wat ons dalk in ons samelewing vandag baie meer prominent sien. My opinie is altyd reg. En as iemand nie saam met my stem nie, dan kanselleer ek hom of dan is hy verkeerd en ek is reg. Maar die punt wat Jakobus hier maak is, dit gaan hier oor die binne gemors. Gevegte, sê Jakobus, is uiterlike manifestasies van wat in die menslike hart aan die gang is. En 'n groot sonde daarvan, of 'n oorsaak van dit, is die selfsugtige begeertes. Is die self wat selfsugtig is, dan nie die oorsaak van konflik wat uiterlik gesien kan word nie. Nou dink vir 'n oomblik saam met my, hoe lyk ons lewe in 2025? Miskien lyk ons lewe juis soos dit. Jy jaag 'n beter salaris of 'n groter huis, maar jou gesondheid of jou huwelik val uit mekaar uit. Jy werk tot 3-4 in die oggend omdat jy wil 'n direkteurspos kry, maar jou gesin sien jy nooit nie. Jy scroll en scroll op sosiale media en jou hart verval in hierdie vergelykingsspeletjie in. Dan begin jy begeer en dan word jy bitter teenoor almal anders wat meer het en volgens jou. Hulle glo jy moet altyd reg wees. As iemand anders jou uitdaag op jou opinie, dan cancel jy daai persoon of jy skryf hom af. Ons kan nie eers meer in dieselfde gesprek wees met mense wat nie 100% saam met my stem nie. Miskien leef ons hier met 'n illusie. As ek net die volgende ding kry, as ek net die volgende verhoging kry, as ek net die volgende vakansie kry, as ek net die volgende verhouding kan instap, dan sal alles reg wees, dan sal alles in plek val. Die goeie en die slegte nuus is dat ons vandag moet besef, is die goeie nuus. Die slegte nuus is, as die volgende ding kom, dan gaan altyd 'n volgende ding wees. Dis hoekom ons ook die woord gebruik van 'n ratreis. Miskien is jy vasgeval in dit. Miskien is jy in hierdie spiraal van donkerte,
wat jy die nuus lees of die koerante lees en sien net korrupsie en misdaad en die ekonomie druk net jou keel en versmoor jou en jy fluister elke dag vir jouself, maar miskien is die gras groener in 'n ander land. Dit is also die binnegemors wat waarmee ons worstel. Nou ek is nie so kundig nie, maar Jakobus help ons om te sê, wat ook al in die binneste in jou in die gang is, as dit gemors is, dan gaan dit ook uiting gee daaraan. Dan gaan dit ook uiterlike gemors wees. So dis die oorlog waarmee ons aan die binnekant worstel. Die probleem is, dat as ons dalk die probleme, die gemors het en mense sien dit, ons raak ongeduldig met ons kinders, ons skop die hond as ons by die huis kom, ons skree met iemand wat voor ons inry in die verkeer in die oggende, ons raak kwaad vir elke taxi, ons sê lelike woorde vir ons baas, wat dink ons moet net volgens sy tyd werk. Dit is alles 'n reaksie, 'n simptoom as te ware, van hierdie oorlog wat ons in ons harte mee besig is. En dis omdat ons aan die binnekant gemors het. Nou Jakobus help ons, 'n tweede punt. Hy sê, dit is dan juist dan hierdie oorloop van die binnegemors, probleme, die konflik, die oorlog wat ons in ons harte het, wat dan uiting gee, reaksie is 'n simptoom is. Dan word dit ook sigbaar in verhoudingsgemors, in sosiale gemors. Ons sien dit, want Jakobus hy raak dan nou skerp hier. Hy sê, egbrekers, sê vir die gemeente vir wie hy skryf. So hy gebruik huweliksbeeld. So hy sê, wanneer jy jou hart aan die wêreldse waardes gee, geld, status, beheer, dink, vul in the blanks, dan tree jy op asof jy God verraai. Dis ongemaklik, maar Jakobus is eerlik, en miskien moet ons hierdie gesprek hoor vandag. Jakobus sê, jy kan nie vriende wees met die wêreld en met God nie, jy moet kies. Dis die probleem, vir Godse mense wat vreugde vind, en hoor mooi die woorde, vreugde vind en het soek en najag in die fisiese wêreld, of liefde vir die mensdom het, eerder as vir God, dit is vir Jakobus hierdie probleem. So moet onthou, God het die aarde geskape, ons moet dit in stand hou, so hy sê, wees lief vir die skepping. Hy het ons as mense in sy beeld geskape, so hy sê, wees lief vir mekaar. Want ons het baie mooi as ons 'n houding het wat sê, of ons kies 'n fisiese bevrediging, die behoeftes van die lewe, of ons kies hierdie sosiale wêreld, en wat die wêreld vir my projekteer as sukses, en ek plaas dit in plek met my verhouding met God, of in plek met God, vervang God hiermee, dan is ons egbrekers. Dit is wat Jakobus hier vir ons sê. Ek kan nie aan God getrou wees en dan nog flirt met die wêreld nie. Dit is nou maar my vertaling. Want deur te flirt, as jy dalk in 'n huwelik is en jy flirt met iemand, dit is dalk onskuldig. Maar Jakobus se taal is, jy luste, jy begin reageer op hierdie impulse wat jy het. Jy het eintlik al reeds begin egbreek pleeg nie. Want in jou kop, of dalk eerder Jakobus 4 se taal, in jou binneste, in jou hart, het jy al klaar met hierdie gedagte rondgegaan en gevra, maar hoe sal dit lyk as ek hierdie najag, eerder as om getrou te bly aan God? En dis hoekom Jakobus die taal gebruik, ons moet nie geestelike egbrekers wees nie. Ons moenie ons rug draai op God nie. Ons moet weet, God is ons fondasie, God is ons skepper, God is ons verlosser, en hy is die een wat in 'n konstante goeie karakter is. Dis wie God is. Hy verander nie, soos ons in Jakobus 3 lees, soos 'n ligskakelaar wat jy al en af sit, dan sy goed, dan sy kwaad nie. Nee. God is goed. En dis die goeie nuus, as Jakobus hierdie draai maak. Hy praat pastoraal, dalk flit of hy hulle ons bietjie op die vingers tik, maar dan draai om. Dis hier's die goeie nuus. Maar God se genade is groter. Dis die goeie nuus. So, dis die hartklop van ons preek. Jou gemors, maak nie saak wat aan jou binneste aan die gang is nie. Maak nie saak hoeveel keer jy gereageer het op die impulse van jou binneste gemors, en jy tree op en jy begin die sondige lewe nastreef nie. Maak nie saak hoe jou buitenste gemors lyk nie. God se genade is altyd groter as jou gemors. Jou trots, maak nie saak of dit onskuldig, sigbaar of onsigbaar is nie. God weerstaan dit. Maar hy gee genade vir die van ons wat nederig is. So dis wat hy vir ons vra.
Ons mislukkings. Hy skryf nie ons af as hy na ons mislukkings kyk, of ons sê ons het gestruikel, of ons het gesien ons het gereageer op ons innerlike gemors, en hy kyk na die string uiterlike gemors wat ons leef nie. God skryf ons nooit af nie. Maar Jakobus het so mooi, hy staan met oop arms, en hy nooi ons om terug te draai na God toe. Maak nie saak wat ons diepste begeertes is nie. Jakobus sê so mooi, wat ons vandag moet besef, ons kan slegs rus vind by God. God is die een by wie ons kan rus vind, wat ons begeertes as te ware kan beheer, want God is die skepper en instandhouder van ons lewe. So maak nie saak hoe gebroken jy is nie. Jy dink dalk jouself, ag Peer, jy het nie idee wat se gemors ek is nie. Jy het nie idee hoe stikkend my lewe is nie. God herstel dit wat ons dink onherstelbaar is. Draai vandag na God toe. En dis in die derde punt wat Jakobus vir ons in die laaste paar verse van Jakobus 4 gee. Nou wil ek woord gebruik as te waar iets van wat's God se pad uit die gemors uit. So het gesien, 1, dat innerlike gemors, die oorlog wat ons in ons harte het, word soms 'n simptoom, dan reageer ons op, dan word dit gesien sigbaar in uiterlike of verhoudingsgemors. Maar nou sê Jakobus so mooi vir ons, God los ons nie net in hierdie gemors nie. Nee. God se groot genade, wat groter as ons gemors is, gee ons ook die geleentheid en die voorreg om ook God se pad te volg uit die gemors uit. Dis wat ons moet besef vandag. Miskien probeer jy al hoe lank uit hierdie gemors uitklim. Miskien kry jy dit nie reg nie. Miskien is dit die Here vandag wat vir ons sê dat om ons gemors vir God te gee. Kom ons probeer God se pad uit hierdie gemors uit. En dan het hy half as te ware 10 bevelle of imperatiewe is die woorde van 'n bekeringsliturgie. So dit is wat nodig is vir ons om 'n lewe uit ons gemors uit te kry na God se pad toe, om weer te leef soos wat God wil hê ons moet leef. So is nie dat ons soos 'n ligskakelaar moet aansit en doen dit een keer en jy's reg nie. Hierdie se daaglikse, alledaags, dit moet deel raak van ons geloofslewe. Want elke dag gaan ons hierdie binne gemors hê. Elke dag gaan ons impulse hê, gaan ons moet wil reageer as gevolg van die binne gemors wat ons het. Daar gaan eksterne impulse wees wat ons gaan onderdruk en druk op ons plaas waarop ons wil reageer. So wat is hierdie daaglikse roetine van om ons rug te draai van die impulse af, van die gemors af, en God se pad te volg uit die gemors uit? Eerstens, onderwerp ons aan God. Erken hy is die Here. Erken hy is die skepper. Erken hy is die een wat ons uit die gemors uit kan kry. Miskien het jy alself probeer en miskien het jy misluk. Miskien het jy reggekom, dis wonderlik. Miskien het jy al die gemors uitgekom en besef die Here is die een wat ons uit hierdie pad uit kan lei. Maar begin altyd eers om te besef, vir God is enige gemors iets wat hy kan regmaak. Enige gebrokenheid kan God herstel. 'n tweede punt is dat ons die duiwel moet weerstaan. Sê nee vir die leuns dat jy jouself kan red of dat jy jouself kan beheer. Is dit dalk nie miskien die duiwel wat daai saadjie van daar twyfel in ons lewens plant? Ag nee, moenie jou gemors met iemand deel nie. Jy kan self uitsorteer. Dink jouself net in 'n nuwe persoon in. Miskien werk dit vir jou, dis wonderlik. Maar as jy nie doen nie, is dit dalk nie juis ons wat in gemeenskap, Christus wat sy lewe vir ons gegee het. Daar's geen gemors wat ons hom toe kan vat, wat hy vir ons sal lag, of ons rug sal draai, of sal sê, "Sjoe, okay, maar ek het gedink jy het gemors, maar ek dink jy het so baie gemors nie." Die Here weet wat se gemors ons mee besig is. En as ons dit na die Here toe vat, dan gee die Here ons ook die krag, en die geduld, en die geloof, om die duiwel te weerstaan, om te weet, God is die een, na wie toe ek hierdie gemors vat. Derde een is dan juist dit, nader na God toe. Jakobus het dit so mooi gesê, as jy draai na God toe, hy sal nooit sy rug draai op jou nie. Dink mooi aan daai beeld, dis die mooiste beeld ooit. In ons samelewing, jy kan so maklik iets sê, dan word jy gekansel. Is dit nie juist die rugdraai kultuur nie? As jy nie 100% sal met my stem, dan cancel ek jou. God sal ons nie cancel nie. God sal ons nooit wegjaag nie. God sal ons nooit afskryf nie. God sal ons nooit sy rug op ons draai nie. Ons is die een wat al weghardloop vir God. En vandag het ons die geleentheid om na God te draai.
Vierdens, reinig ons hande. Suiwer ons harte, nommer 5. En laat jou dade en jou motiewe verander. So suiwer julle harte, laat die binnegemors skoongevee word deur God, en laat dit ook uitvloei na ons hande toe, laat ons volgens Jakobus se teologie ook ons geloof kan sigbaar maak met ons hande. Dan 6, 7 en 8 van amper al 'n totale beliggaming van rou. Huil, treur en rou. Wat beteken ons tyd en soms is dit nodig om te huil oor die gemors waarin ons sit. So hoef nie 'n plastiek smaal op te sit nie. So is hierdie perfekte, amper 'n beliggaming van eerlike rou. Miskien jy het al jou lewe beleef, of miskien het jy dit al ervaar, as iemand by jou opdaag en jy kan sien, die trane loop net, daar is niks meer filters nie, die persoon is gebroken, en is net trane wat vloei. Die Here sê nie, ons moet noodwendig dit gaan soek nie, maar dit is hierdie beliggaming van eerlikheid, van rou, van leeg wees, en besef net God kan ons vul. Dan moet ons onsself ook verneder voor die Here, wat net so mooi sê, beteken God is die een vir wie ons neer wil buig. Nie ons nie die status nie die ekonomie nie wat die wêreld sê ons moet wees nie, maar God. En die mooi ding is, God is die een wat ons sal optel. Dis die pad van bekering. So nie vloerlappe raak nie, maar God is die een wat ons sal optel. So wat beteken hierdie Jakobus gedeelte vir ons vandag? Jy is dalk hier en jy het dalk 'n halfuur die week wat jy stil raak vanuit die ratreis, wat jy gaan van werk en prestasie en jy meer dit in jou kinders se sukses en dit wat jou kinders studeer. Jou identiteit is vas aan hierdie titels, of jou inkomste of dit wat jou kinders bereik. Jakobus sê vandag vir ons, onderwerp ons aan God. God gee vir ons ware identiteit. Dit is wat saak maak. As jy dalk in die seisoen is waar jy hoop verloor het, dalk in huwelik of in verhoudings, God sê nader na my. Ek bring genesing waar mense nie dink dit is moontlik nie. Ek sal nie my rug draai op jou nie. Jy leef dalk in skuld en skaamte en jy draai jou rug en jy kry skaam oor die gemors waarin jy sit, of dalk die gemors wat in jou verlede is. God sê my genade is groter as jou gemors. Mag ons vandag na die Here toe draai en weet hy omarm ons. Hy gee ons 'n stywe drukkie en sê welkom tuis. Maak nie saak wat se gemors jy is of het nie, my genade is groter as dit. Ek gee jou 'n nuwe identiteit. Kom ons bid. Here, dankie dat ons net kan besef hoe goed en groot U is. Here, waar ook al ons is vandag, U ken ons harte. U weet wat se gemors ons mee besig is. U weet wat se gemors ons dalk of self najaag of onbewuslik najaag. En dan kry ons dalk soms skaam oor hierdie gemors wat ons gedoen het of die gemors waarin ons sit. Nee, waar ook al ons is, sit ons dit vandag by voete neer. Ons kom buig voor die Here en sê net, U kan ons uit hierdie gemors uitred. Dalk moet ons dan as mense nie noodwendig besef, U gaan ons red uit die gemors uit nie, maar dat ons met 'n goddelike karakter kan opstaan en kan besef, maar dit was dalk my keuse van hierdie gemors waarin ek sit. Mag ek as mens dalk doen wat ek kan doen, om die verhoudings wat ek seer te gemaak het, te probeer genees. Maar Here, laat U as die skepper en my verlosser, laat U ons ook genees. Dat U ons binnegemors sal wegvat, dat U ons sal maak, dat ons met 'n rein hart sal leef, en agter U wil aanleef. Laat ons die duiwel sal weerstaan, en laat ons ook dan soos ons rein hart het, ook ons hande sal rein hê, sodat ons geloof sal kan begin leef, dat mense kan sien ons lewe, wat ons identiteit het wat U vir ons gegee het. Nie identiteit wat ons najaag, wat die wêreld ons druk om te hê nie. Here, ons sit ons gemors voor U neer vandag. Laat ons die stappe of die proses, U pad volg uit die gemors uit, sodat U ons kan genees, sodat ons as vrygespreektes kan leef in die wêreld, in die seisoen en die konteks waar ons is. En natuurlik kan ons dit nie doen want ons vra mooi genoeg of hard genoeg of duidelik genoeg nie, maar dit is als U sien ons verlosser wat dit moontlik maak. En dankie dat U vir ons U seun gestuur het om vir ons te sterf, sodat U ons 'n nuwe identiteit kon gee, sodat ons vrygespreek kan word deur wat Jesus Christus vir ons aan die kruis gedoen het. Amen. Dankie dat jy vandag saam gekuier het by Ekerk Lewendig, die podcast. Want Jesus is lewendig en die Bybel gee lewe en saam leer ons hoe om hierdie waarheid uit te leef na ander. Ons kuier volgende week weer saam.
Ekerk. Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.